Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Maandag, die 20ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, die boek van Job is een van die boeke, of die enigste boek in die Bybel, wat niemand reg weet wie dit geskryf, of selfs wanneer dit geskryf is nie. Daar is verskillende kenners wat bepaal dat dit op verskillende tye dalk geskryf kon gewees het. In die tyd van Moses, die tyd van die konings, die vroeë tyd van Samuel, maar nietemin is dit definitief een van die boeke wat onder die boeke van die wysheid val. Job vertel ons 'n storie van 'n man wat deur 'n harde tyd gegaan het, 'n moeilike tyd. Maar nooit het hy sy fokus van die Vader afgehou nie. Sekerlik een van die moeilikste posisies waarin hy nog kon gewees het en wat vir ons 'n voorbeeld is, dat ons moet nooit opgee op ons Vader nie. Ons God en Skepper nie. Want dit is maklik om na die probleme te kyk, dit is maklik om op te gee. Maar wanneer ons gefokus bly, is daar belofte in. Job het toenemend aangehou, selfs toe sy familie, sy vriende, vir hom probeer het dwing om weg te gaan van die Here af, om op te hou glo, om op te hou vertrou. Job het sy pak slaag gevat, en vir ons is dit 'n voorbeeld. Hy het niks verkeerd gedoen om 'n pak slaag te verdien nie. Job 5 vers 17 tot 27. En wanneer ons die einde van die boek van Job lees, dan sien ons, God het hom geseën, omdat hy aangehou het, omdat hy deurgedruk het, omdat hy nie opgegee het nie. En baie keer dan vra ons, hoekom word ons nie geseën nie? En die meeste van die tyd is omdat ons nie deurdruk nie, omdat ons nie aanhou nie, omdat ons opgee. Kyk, gelukkig is die man wat God kastei, verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Want hy doen smart aan, maar verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. In 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood, en in die oorlog uit die mag van die swaard. As die tong gesel word jy weggesteek, en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Oor verwoesting en broodgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. Want met die klippe van die veld is jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend. En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is, en as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie. Ook sal jy uitvind dat jou kroos talryk is, en jou nakomelinge soos die plante van die aarde. Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd. Kyk, dit het ons nagespeur, so is dit. Hoor dit, en neem jy dit ter harte. Woorde van wysheid wat met ons gedeel word in die boek van Job. Woorde wat ons ter harte kan neem, omdat ons weet, daar was 'n man wat ons voorgeloop het, wat deur die hardste tyd moeilikheid bevind het. 'n Tyd waar hy maklik kon opgee, waar sy vrou en sy vriende hom probeer bemoedig het met breek weg van die Here af. En op die einde van die dag het Job dubbel ontvang. Seën, omdat hy gehoorsaam gebly het, omdat hy geduldig gebly het, omdat hy nie opgegee het nie. Hoeveel keer kan ek en jy opstaan en die stof afskud? Hoeveel keer was ons al daar op die ashoop, wat ons wou opgee, wat ons nie meer wil aangaan nie.
Hoeveel keer wou ons nie opstaan om die stof af te skud nie. Maar die Here het ons die krag gegee. Die Here het ons bemoedig. En vanmôre hoop ek dat hierdie woorde van Job jou bemoedig. Gelukkig is die man wat God kastei. Gelukkig is ek en jy, wanneer ons pak sla ontvang. En daarom sal ons dit nie verwerp nie, die tugtiging van die Almagtige. Want hy doen smart aan, maar hy verbind ook. Hy verbrysel, maar sy hande maak ook gesond. In hongersnood verlos hy ons van die dood en in die oorlog red hy ons uit die mag van die swaard. Oor verwoesting en broodgebrek sal ons lag. En vir die wilde diere van die aarde hoef ons nie te vrees nie. Hierdie is diep woorde as jy dit inneem. Laat dit jou vat vandag na 'n plek waar jy moet wees. Jy weet, ons kom nie altyd waar ons wil wees nie. Maar wanneer ons in gehoorsaamheid is met God, dan vat hy ons waar ons moet wees. En dan sien ons dinge gebeur. Kom ons soek die wil van ons Vader en nie ons eie wil nie. Mag die Here jou seën op hierdie nuwe week, hierdie maandag en die dae wat voor lê. Hierdie week wat voor jou lê, mag hy jou vooruit gaan, mag hy jou agteruit wees. Kom ons bid saam. Vader, ons is dankbaar dat U ons tug wanneer ons dit nodig het, dat U ons in lyn bring wanneer ons uit die lyn uit is, dat U ons oprig wanneer ons val. Vader, maar dat U ons ook bemoedig wanneer ons wil opgee. Dat U ons versterk wanneer ons swak is. Dat U ons vooruit gaan. Dat U die lig vir ons voete gee. Vader, wees met ons hierdie week wat voor ons lê. Gee ons die krag wat ons nodig het. Vader, maar hoor hierdie gebed vandag en raak elkeen aan wat dit neem vir hulle self. Vader, want U alleen is ons God en Skepper. En U alleen sal ons loof en prys, want ons dankbaarheid is by U, want U verlos ons, U versterk ons, en U gaan ons vooruit. U weet wat is die beste vir ons. U neem op tyd, maar U seën ook op tyd. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.